Dis Vrydagmôre en ek is dankbaar dat jy ingeskakel is saam met Rian hier by Herbou en ek groet jou vandag in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, ons Verlosser en Saligmaker. Man, dit is lekker om met jou te kan gesels en ek wil kom by die woord want daar's soveel diepte en soveel amazing dinge uit die woord uit wat jou lewe op 'n positiewe manier kan impakteer en ek wil daarby uitkom. Daar is natuurlik 3 dinge wat in ons lewe as ware gelowiges moet wees, sodat ons 'n verskil kan maak in mense se lewens. Want die vraag kom baie keer, hoe hanteer ek mense wat nie gelowiges is nie? Hoe hanteer ek daai persoon? Wat moet ek doen om met daai persoon te kan praat en hoe moet ek funksioneer? En is baie belangrik dat ons op die regte wyse sal funksioneer soos wat Vader se woord vir ons kom gee. Want onthou een ding, die nommer 1 manier hoe Vader nog mense inbring in die koninkryk van God is as gevolg van mense. So hy gebruik jou. Hy gebruik jou om mense in te trek in die koninkryk van God. Dis die nommer 1 wyse. Nommer 1 wyse. So hy gebruik jou deur leiding van Heilige Gees om ander mense te impakteer. Maar die vraag kom baie keer, maar hoe hanteer ek dit? Hoe praat ek met mense? Wat moet ek doen om mense te impakteer? Nou, daar's 3 dinge. Daar's 3 dinge wat in jou lewe moet wees. Nommer 1 is sout. Jy moet die sout van die aarde wees. Nommer 2 is jy moet die lig van hierdie wêreld wees. En nommer 3 is daar moet liefde by jou wees. Dis die 3 aspekte wat in jou lewe moet wees as jy sukses wil behaal om mense in te trek in die koninkryk van God. Selfs al wil jy net met jou kollegas of jou familie praat, dan moet hierdie 3 aspekte in jou lewe wees. Sout, lig en liefde. Alraait, maar kom ons gaan lees gou wat sê die woord. Die woord sê hier in Matteus hoofstuk 5 vers 11 en 12. Hy sê salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot in die hemel is, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? So hy begin eers om te sê dat ouens, julle moet dit weet, dat julle gaan beledig word, julle gaan vervolg word, julle gaan omstandighede hê waar mense julle beledig en sleg sê in terme van julle geloof. Nou kom hy by die feit dat ons is die sout van die aarde. En toe ek daai 2 connect by mekaar, toe besef ek, wow, weet jy wat gebeur, as jy 'n oop wond het, 'n oop wond, jy stikkend iewers, jy het 'n oop wond, jy het seer, en jy vat sout. Nou sout het 'n reinigingsaspek en dit bring genesing. Sout het 'n reinigingsaspek en dit bring genesing. So as jy 'n oop wond het, 'n oop wond, en jy vat sout en jy sit die sout daarop, is dit gemaklik of is dit pynlik? Dis pynlik, dis seer. So nou dink so daaraan. Mense wat in die wêreld is, loop almal met seer wonde. Mense is stikkend. Nou is jy die sout van die aarde. En daarom sê Yeshua, jou woorde moet met sout besprinkel wees. So met ander woorde, jou woorde gaan die wonde in mense se lewens kom aanraak, maar dit gaan pynlik wees. Dis hoekom mense jou beledig. Dis hoekom mense jou vervolg. Dis hoekom hulle jou sleg sê. Want dis eers seer. Maar daai woorde bring genesing, dit bring reiniging. As jy die sout van die aarde is, gaan jy eers seer maak. Jy gaan eers seer maak. Jy gaan eers as gevolg van die wonde in mense se lewens, gaan jy eers seer maak. Selfs met die lig. Die oomblik wanneer die lig van hierdie wêreld skyn, dan word die donker duisternis in mense se lewens ge-expose. En mense hou nie daarvan om geopenbaar te wees, om ge-expose te word. En is presies wat gebeur. As jy die lig van hierdie aarde is, gaan jy mense se duisternis, jy gaan dit wat hulle verkeerd doen, gaan jy aan hulle openbaar. Hoekom dink jy is mense teen jou? Hoekom dink jy beledig mense jou? Hoekom? Want hulle hou nie daarvan dat die duisternis wat in hulle is, geopenbaar word en oppervlak toe gebring word nie. Want jy is die lig van hierdie wêreld.
Jy's die lig van hierdie wêreld. En dan natuurlik moet jy liefde gee. En liefde is wat hierdie wêreld nie het nie. Want onthou een ding, jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Kan nie iets gee wat jy nie het nie. As jy nie liefde het van bo af nie, kan jy dit nie gee nie. So hierdie wêreld het eintlik net haat en welis. Hulle het 'n vorm van liefde en hulle dink dis liefde, maar dis welis. En dan is daar soveel haat en daar is soveel afknouery, daar is soveel bedriegery wat in mense se lewens is en die oomblik wanneer jy begin liefde gee, dan kom dit in teestryding met wie hulle is, want dit expose hulle van hulle haatlike hart. Hulle harde hart. Openbaar dit. So wat gaan jy terugkry? Gaan jy liefde terugkry? Nee. Onthou een ding, jy moet nooit dink dat wanneer jy die sout van die aarde is, die lig van hierdie wêreld, en dat jy moet liefde gee, dat jy enigsins dit gaan terugkry. Jy moet dit nooit verwag nie. Maar hier's iets baie belangriks. Die woorde wat jy spreek. As ons woorde dan met sout besprinkel moet wees, en ons is die sout van die aarde. Daai woorde wat jy spreek, en dit wat jy doen, as jy die sout van die aarde is, dan word daai sout ge-apply op daai persoon se seer. So hy gaan dalk teen jou uitwoed. Maar as jy wegstap en hy stap weg, daai sout gaan naderhand 'n reinigingsaspek in sy lewe hê. Dan gaan daai sout naderhand begin om daai wond te genees. En wanneer iemand anders te kom en hy's die lig van die wêreld of hy's die sout van die aarde, dan gaan dit die verlangde effek in daai persoon se lewe hê of hy gee dalk liefde. Maar jy sien, ons dink altyd dat die oomblik wanneer ons begin met iemand, dan moet ons daai persoon convert en ons moet klaarmaak met alles. Nee. Onthou een ding, ek saai die saad. Iemand anders te kom maak nat. Iemand anders te kom spandeer tyd met daai persoon, en wanneer ek sien dat die saad is geplant en die grondgebied is voorberei en die saad begin groei en iemand anders te spandeer tyd en Heilige Gees kom en hy laat daai saad groei, wie gaan die vrug pluk daarvan? Iemand anders te gaan. So ons moet nie altyd dink dat wanneer ons 'n inspraak lewer in mense se lewe, dat ons die totale verandering van dag 1 af gaan sien nie, want almal is medewerkers in die koninkryk van God. Ons almal. So al wat jy moet doen is, wees die lig van hierdie wêreld, wees die sout van die aarde en gee liefde. Want as jy die sout gee, iemand anders te gee dalk die lig. En wanneer iemand anders te dalk die lig gee, kom iemand anders te en hy gee liefde. En as gevolg van die liggaam van Yeshua wat saamwerk, kan ons soveel meer bereik in mense se lewens, as wat ons dink, maar hoorie, so ons moet van die begin af tot die einde toe met hierdie persoon werk. En met betrekking tot die samelewing, mense, dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk, en onthou dit, wanneer jy iets sê, en wanneer jy die lig van die wêreld is, en wanneer jy die liefde is, en jy doen dit met een persoon van die begin af, dan moet jy weet, jy gaan stryd kry. Jy gaan stryd kry. Daar is kere waar jy op die regte oomblik in iemand se lewe 'n inspraak kom lewer, en jy's die sout, of jy's die lig, of jy gee liefde, dan sien jy die resultaat. Maar al wat jy moet weet is, werk saam as die liggaam van Yeshua. Halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek glo hierdie woord het vir jou dinge geopenbaar, en dat jy vandag net geseën sal wees met die wete dat jy is die lig, jy is die sout, en jy gee liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Wees geseënd, geniet jou Vrydag, tot volgende keer. Shalom.